En luisteraars, dis ons het koppel by mekaar want dis maandag aand 8uur en goeienaand Dr. Thea Smit. Goeienaand Hans, hoe gaan dit? Nee, ons sien baie uit om met ons gaste gesels wat hier oorkant ons sit, né? Ja, nee. Ja, ons gaan nie verder en die luisteraars in spanning hou nie. Goeienaand Lishan, laat te gaan. Goeienaand Hans en goeienaand Thea. Dis baie gaaf om saam met my kollegas tyd te spandeer vanaand. Ja, dankie dat jy tyd gemaak het om met ons te gesels en luisteraars, ons sielkundiges moet konstant nuwe goeters leer en ons ander kollega Ronel Lemmer het vir ons vertel dat sy is besig met 'n kursus in somatic experiencing en een van die aanbieders by die kursus is die gas wat vanaand saam met ons hier is, Lishan later gaan en maar voor ons daaroor gesels, Lishan, hoe het jy op Oudtshoorn beland? Hoe het jou paai geloop? Want ek dink baie mense ken jou as 'n sielkundige in privaat praktyk, maar vertel net vir ons 'n bietjie hoe dit gekom dat jy hier is. Ons ek het met die liefde van my lewe getrou en toe in Oudtshoorn beland. Ek het in die Vrystaat en in Gauteng groot geword en daar in Bloemfontein vir Johan my man ontmoet. En en ek bly al meer as 30 jaar in Oudtshoorn en ek kan net sê die Klein Karoo was vir my net goed. Ek is so dankbaar vir die gemeenskap waarbinne ek kan funksioneer en mense se welwillendheid en om my te aanvaar as deel van die gemeenskap, maar ook hulle lojaliteit en natuurlik geniet ek dit om in die Klein Karoo te bly. Ons het extreme weer. Maar ek dink ons het 'n rykdom aan mense en ek verwonder my elke dag net aan Oudtshoornse mense en aan hulle potensiaal en hulle menswees. So ek sal nooit spyt wees dat ek hier kon bly en my kinders hier kan grootmaak nie. Lishan, ek dink as ek nou moet dink, praat van Lishan as jy soos 'n handelsmerkie in Oudtshoorn. As mense vra, was jy by sielkundige? Ja, by Lishan. dit verhoog seker hoe laag ek al in privaat praktykie is, nee. Ja, mense praat net van produkte wat goed werk. Ja, dit is interessant om later die mense se kinders te sien. Ja. Dan vergeet dit jou weet hoe lank ek al deel van die gemeenskap is. Dit bly 'n groot voorreg. Ja, weet jy sien, een van die redes hoe ek op Oudtshoorn beland het, is eintlik as gevolg van Lishan, want die weermagpos wat ek in 1994 voor aansoek gedoen het was, jy was aanvanklik eers in die weermag gewerk. Ja. My ouers het by jou skoonouers gehoor dat jy gaan privaat praktyk begin en dis ek toe uit Johannesburg uit Oudtshoorn toe gekom het. Die lewe het op baie maniere aan mekaar gevloei. Ja, die was regtig 'n verweefdheid in terme daarvan vir jou en my nog altyd gewees ons en dit was gaaf om ook my weermag tyd te kon oorgee na jou toe. So ja. Ek dink die onderwerp luisteraars somatic experiencing, ek dink nie dis 'n bekende so bekend nie en vir ons wat nou in die 80er jare gee ek nou my ouderdom ook gestudeer het, daar was glad nie somatic experiencing het nie eers bestaan. Daar was nie dit was nie deel van waar ons opgelei is nie, maar dis iets wat baie ek dink baie aandag geniet. So vat ons luisteraars, vat ons asseblief in wat beteken somatic experiencing en wat het jou aangetrek daartoe? Vertel ons dit hoe jy betrokke geraak het. Ek het eintlik toevallig betrokke geraak deurdat 'n kollega van ons, Callie Hatting, wat in George praktiseer het en nou in Australië is, altyd 'n klomp sielkundiges bymekaar gemaak het vir voortgesette professionele opleiding. En dit was een van die kursusse wat Callie initieer het en toe in Stellenbosch help aanbied het. En ek wou baie graag, ek was nuuskierig daaroor want dit is 'n ander tipe konsep, 'n ander invalshoek op psigoterapie. En die nuuskierigheid het my toe daartoe gelei dat ek op die eind vir 3 jaar opleiding gekry het en gekwalifiseer het as 'n somatic experiencing practitioner.
en daarna net verder en verder by ingegrawe het in die wêreld van somatic experiencing. Somatic experiencing is regtig die breinkind van, of die Pieter Levine is die regtig eintlik die vader, soos hulle in Engels sê, die founder van somatic experiencing. En dit is 'n body psychotherapy, soos wat hulle dit noem. Dit beteken dat 'n mens ook werk met die aktivering wat daar in die fisiologie is. En ons siege en ons fisiologie en ons kognitiewe brein is alles verbind aan mekaar. Ja. En indien ons net kognitief werk, dan kyk ons soms verby die aktivering of die ongemak wat daar in die fisiologie kan wees. So dit gee vir ons toegang tot en spesifiek tot traumahantering. Deurdat ons die fisiologie ook gebruik as 'n invalshoek om dit te hanteer. Pieter Levine is 'n baie interessante persoon. Ek het voorheen gehad om ook in Brasilia 'n werkswinkel van hom by te woon, wat vir my 'n groot voorreg is. Hy sal in sy 70's, nader aan 80. Wow. En hy het begin navorsing doen. Hy's 'n neurofisioloog en 'n sielkundige. En hy het aanvanklik navorsing gedoen by NASA oor die mense wat maan toe gegaan het en wat in hulle fisiologie en siege gebeur onder stresvolle omstandighede. Verder het hy toe nou met oorlogsveterane gewerk en so sy op die eind sy teorieë en sy bevindings begin integreer in 'n spesifieke terapie. En so het hy nou 'n internasionale trauma healing organisation wat wêreldwyd sielkundiges oplei in somatic experiencing. So daar is nie op hierdie stadium 'n goeie Afrikaanse woord vir dit om dit regtig vol rond te beskryf nie. So verdra maar dat ek nou nie praat van somatiese ervaring nie. Dit laat nie heeltemal reg geskied daar nie. Indien ons 'n mooi Afrikaanse woord daarvoor vind, sal ons baie bly wees. Ja, so in kort, wat sal dit beteken somatic experiencing? Hoe is dit anderste as praatterapie? Praatterapie sal 'n mens baie keer werk van die brein na die fisiologie toe, waar in somatic experiencing jy meer sal werk van die fisiologie na die brein toe. En dit is alles ook maar een brein. Ons liggame en ons fisiologie is ook eintlik maar deel van ons intellek, ons brein. Maar wat wel gebeur is in stresvolle omstandighede en in trauma, word die ervaring vasgelê in die neurosisteem en baie keer word dit nie ontsluit nie en dan sit dit vas en dit sit om in simptome, emosionele simptome of fisiologiese simptome of selfs simptome soos konsentrasieverlies, die tipe van simptome. En daar is gevind deur die navorsing wat in die somatic experiencing wêreld gedoen word, dat 'n manier om dan die simptome te verlig en die trauma wat amper soos 'n knoop maak, te kan oplos of te heronderhandel, dan kan gebruik word deur gebruik te maak van die fisiologie as 'n invalshoek. En wat gebeur is daar's geweldig baie energie wat opgesluit is byvoorbeeld in 'n trauma insident. En stel jou nou voor, al daai energie word nou in jou sisteem, in jou neurosisteem vasgevang, soos om in 'n hoe sê hulle, wat is 'n straitjacket in Afrikaans? Jy weet, 'n straitjacket. 'n straitjacket. Jy weet wat 'n straitjacket is, nee. Dit bind jou vas dat jy nie kan praat nie, jy kan nie roer nie, jy kan nie dink nie, jy kan nie beweeg nie. So dit stryd doen letterlik met mense dat hulle in 'n stryd dit beklem jou, ja. Maar daar's baie energie wat opgesluit is, want dit gaan nêrens heen nie. So daai traumatiese energie gaan nêrens heen nie. En daarom ontwikkel mense by wie dit nie ontsluit of vrygestel word nie, later
miskien ook simptome soos posttraumatiese stres. So die invalshoek is dan om ons te help om daar waar die brein 'n situasie byvoorbeeld sê, nou jy was in 'n trauma insident en jy kom weer, ry weer verby dieselfde plek waar jy dalk 'n ongeluk gehad het, aktiveer jou die situasie dan dat jou lyf weer reageer asof jy daarin dit is, want die energie is nog nie opgelos nie. So in terapie gaan jy dit dan vir die kliënt help om dit te ontsluit, hulle eie veerkrag terug te vind, hulle eie krag terug te vind, hulle eie grense weer te kan stel en op die ou en dan in hierdie heronderhandeling van die trauma, want ons kan dit mos nou nie uitvee nie, verlig dit simptome en help dit mense om weer met hulle self kontak te maak, in die hede te kan lewe, lewensenergie vry te stel en weer die lewe te kom omarm. Ja, so Lishan, as ek jou help my as ek nou verkeerd is, as ek jou reg verstaan, as iemand nou in 'n trauma was, in 'n motorongeluk. Ja. En die persoon het sy nek beseer. Ja. Dan gaan die persoon op fisio toe vir jare aan Ja. mekaar en die nekpyn word nooit beter nie. En dit kan wees dat die trauma half vasgevang word, soos wat jy gesê het, 'n knoop. Dat die knoop daar kan wees, dat die nekpyn hou aan en aan, omdat die trauma nog nie ontsluit is, omdat die energie vasgevang is, is dit wat jy sê? Ja, en as mens begin werk daarmee, dan sal jy ook agterkom dat die persoon miskien ander probleme ook het, soos konsentrasieprobleme, gemoedsteurnis wat nie lig nie, of konstante angs, miskien ander pyne ook in die liggaam, emosionele onopgeloste situasies byvoorbeeld, soos angs of verhoudingsprobleme. Dis interessant. En so dit is alles simptome baie keer van die energie wat dan vasgevang word. Ja. So, ons gesels nou lekker en ek is opgewonde dat ons nog verder uitvind oor hierdie somatic experiencing, maar ons gaan nou eers advertensiebreek vat en 'n bietjie na Lishan se keuse van musiek luister. Die eerste liedjie wat jy gekies het is Karoo Nag van Connie de Villiers. Dit is 'n groot gunsteling van my en as ons praat van somatic experiencing, wil ek graag die luisteraars en julle ook nooi om 'n bietjie te ervaar watter sensasies is daar in jou fisiologie as jy luister na hierdie lied van ons mooie Karoo, en hy wys so mooi na die klein Karoo in die reën. So stel julle net 'n bietjie in en gee 'n paar oomblikke en ervaar dit 'n bietjie. Wat let jy op in jou fisiologie wanneer jy na hierdie mooi lied luister? Luisteraars, dit was Connie de Villiers, Karoo Nag, en Lishan het gevra dat ons moet agterkom fokus op wat gevoel ons in ons lyf. Wat het jy gevoel? Wat het jy gevoel? Ek moet sê dit was baie kalmerend geweest, want ek hou van na die reën luister as dit op 'n plaatdak. As dit reën en ons op 'n plaatdak, en ek het nou net met Jolien gesels en sy sê ek sê niemand wat in die Karoo, as jy nie die Karoo groot geword het, die kan jy nie weet wat die man van sing nie. So sy sê as jy nie weet jy nie. Ja. So dit was baie kalmerend vir my. Dit was tuis. Ek het tuis gevoel. Ja. en kan ek vir jou vra, Theo, as jy nou sê jy het tuis gevoel. Wat let jy op in jou fisiologie? Wat let jy op in jou fisiologie? In my maag. Nee, het ek so 'n tipe van 'n ontspanning wat gebeur. Dit voel soos 'n release vir my. Okay. Ja. En dit is die basis van somatic experiencing. Wow. Dat ons net daai innerlike sin en ervaring van wat ervaar ons in ons fisiologie, ook net in die alledaagse lewe, want dit help ons so baie met selfregulering. En ek dink dis iets wat ons vergeet, né? Lishan, wat ons langs die pad verloor, selfregulering. Ja. Ek het ook 'n gevoel van belonging gevoel, né, van om ergens te behoort. En ek dink dat Jolien nou gesê het van of wat julle nou gepraat het oor van ons wat van die klein Karoo afkom. Ons ken die gevoel, ons weet hoe dit ruik, soos wat Connie de Villiers sing as dit die reën. Ja.
So Hans, kan ek vir jou vra, as jy nou vertel van, ons weet hoe dit ruik as dit reën, let net 'n bietjie op wat let jy op in jou fisiologie? Ek voel ek word vasgehou. Okay. Ja, dis is 'n omarming, maar 'n sagte omarming. Ja. Nie daai straight jacket een nie. Ja, Dis ja. die opposite. Dis 'n Ja. lekker Ja. omarming. Ja. Ja. Okay. Okay. Ja. So Lishan, it's so 'n warm hug. Jy laat my dink aan 'n warm hug Ja. as hy dit sê. Lishan, so wat is die knope? Wat jy vroeër van gepraat het en voor jy antwoord luisteraars, onthou, Lishan later gaan ek het net toe gesê sy's 'n handelsmerk, almal ken haar en sy's baie sy's 'n expert op hierdie veld en nog meer. WhatsApp ons 'n bietjie en julle kan vir haar vra by 060 505 2693 en dan miskien is daar iets wat julle by haar wil weet. Lishan, ek wil geweet het vroeër het ons gepraat van knope. Jy weet dat trauma, wanneer jy trauma ervaring het, dat daar knope in jou fisiologie is of in jou liggaam is. Wat is hierdie knope wat jy van praat? Ja, goed, en dit manifesteer in ons liggame, maar dit is omdat die brein eintlik boodskappe stuur, jy is nog steeds in hierdie stresvolle of traumatiese situasie, so jou liggaam maak gereed om iets daarmee te doen. Okay. So dit, as ons mooi dink oor hoe ons saamgestel is as mense en hoe ons neurostelsel saamgestel is ons eintlik gemaak en aan mekaar gesit om trauma of stressors te kan hanteer. En dis ingebou in ons neurologie dat ons kan reageer deur of te veg, of te vlug, of te vries. Maar wat nou soms gebeur is, as dit onopgelos is, dan bly jy in veg, of vlug, of vries, of almal. Of almal? Ja. So Pieter Levine het baie inspirasie gevind deur die natuur, want het julle al opgelet in die natuur? Neem byvoorbeeld 'n bokkie wat skrik. Die bokkie gaan vlug, of die bokkie gaan vries, of as die bokkie geen ander uitweg het nie, gaan die bokkie vlug. Veg. Ja. Maar as die gevaar verby is, wat doen die bokkie dan? Hy skud hom uit, né? Hy skud hom uit. En ek weet, ek verduidelik altyd soms Ja. aan hulle so diep asem maar maak Ja. en Ja. so. So maar en ons mense doen nie dit nie. So wat doen ons? Ons Want dan lag Hans vir jou as jy dit doen. ja, soos jy ons Jy nou het dit mooi gedoen. Ja, die humor is ook dan 'n manier om dit te vry te stel en te release, nee. So dis al een van die goed wat ons as mense het, dan voel ons ook sommer beter. Ek dink as ons Suid-Afrikaners nie gelag het nie, het ons heeltyd gehuil. Ja, nee. Ja, maar diere, ons leer baie uit die diereryk, maar ons is baie meer komplekse as 'n dier en ons brein sorg dikwels dat ons in daai trauma respons van veg, vlug of vries bly. En wat die somatic experiencing dan doen is om ons te help om daai energie wat dan vassit op 'n nuwe manier te heronderhandel en dan te kan vrystel op 'n veilige manier. En dis waar die somatic inkom. Want die somatic respons is ons help baie keer mense letterlik om hulle liggaam te volg en daar waar die liggaam dan nog in 'n respons byvoorbeeld gevries het of geveg het, maar die respons is nie voltooi nie. Met ander woorde, die energie is nie vrygelaat nie. Jy onderhandel en jy leer saam met die kliënt om agter te kom waar ek luister na my liggaam. So wat het ek nou nodig? Ek het nodig om my hand in die lug te hou en vir hierdie persoon te sê, stop dit. Hou jou afstand. Wow, Hans, dit is so wyd wat jy nou sê. Ja. So die terapeut sal dan
baie ingestel wees. Dit is soos 'n nuwe taal wat jy leer lees as jy 'n somatic experiencing practitioner is. Jy help mense en jy stel hulle in staat om hulle eie neurosisteem te help om van die traumatiese energie ontslae te raak op 'n veilige manier. So jy bou ook eers bronne in, resources, noem ons dit. Waar mense kan bid. Soos waar nou jy vas? Wat het vir jou betekenis? En ons vind dit ook in die liggaam. Julle twee het nou baie mooi demonstreer deur te sê, as ek hierna luister, het ek so warm gevoel in my maag. Dis 'n bron, dis 'n resource. En ons doen eers baie resource werk voor ons ook maar die trauma toe gaan, want anders oorlaai jy weer die neurosisteem. En as daar genoeg ontlading kom, dan kan mense weer hulle lewensenergie vind. Ons vind Dis so belangrik. ja. Ja. So ja, ons is nie bokkies nie. Ons is mense en ons breine, ons slim breine, maak dit eintlik baie keer vir ons baie moeilik om natuurlik eintlik ontslae van te raak. Maar ons neurosisteme is so mooi aan mekaar gesit en so mooi geskep dat dit nie net daar is om te veg en te vlug en te vries nie, maar dis ook ontwerp om weer te vind om weer te reguleer, om weer ons ritme terug te vind. Maar in ons moderne mens haak ons vas. En somatic experiencing is een van die terapeutiese metodes om mense te help om weer by hulle veerkrag uit te kom. Ek het nou amper klaar geluister na die boek van hom wat in 'n unspoken voice van Peter Levine en ek hou van hoe hy praat van ons is eintlik diere en wat hy sê van en 'n dier is geprogram om soos jy sê om trauma te verwerk. Maar hoe ons kop en hoe ons dink oor die wêreld maak dat ons gediskonnekteer word van ons die somatic en ons emosies, en dan soveel spreekwoorde in ons omgangstaal wat eintlik dit was 'n gut-wrenching blow. Absoluut, en ek het my bors het opgeswel van trots. En so hierdie goeters sê dat ons weet instinktief en hy praat ook van intuïsie wat vir my wat sê dis eintlik 'n bodily awareness wat ons ontleer het. Maar ek wil graag hier moet praat oor ek het gehoor hy in die boek praat hy van gelees van titrasie en pendulasie. Wat beteken dit? Wat is dit in terme van die terapeutiese proses? Hoe werk dit of is titrasie kom daarop neer en mens sal dit nie altyd nou vir 'n kliënt sê ons is nou besig om te titreer nie, maar as ek nou dit kan prakties kan sê hoe mense dit in terapie doen. 'n Kliënt kom soms by jou in en dan het hulle so baie simptome en moeilikhede en hulle lewensenergie is vasgevang en dan voel dit vir jou hierdie mense bring 'n tsunami na jou toe. En dan die eerste ding wat ek sê is ek deel nie in tsunamies nie. Ek werk nie met tsunamies nie en jy ook nie. Jy hoef nie die tsunami te trotseer nie. Pak eers die garage reg. Amper so iets anders. Dan sê ek, maar kan ons werk met 'n druppel van die oseaan? Kan jy 'n druppel hanteer? Ja. Dan sê ek kan ook 'n druppel op 'n slag hanteer. So ons werk bietjies. En jy weet wat titreer is, die almal wat natuurwetenskap op skool gehad het, jy weet jy het mos nou 'n trechter en dan maak jy die baie kanaliseer jy dat dit min word en hoe fyner die trechterdomper is, hoe fyner druppeltjie vir druppeltjie werk jy daaraan. Want wat gebeur is as jy die hele tsunami of golf probeer trotseer, dan word jy net moeg en hy slaan jou om. Maar as jy bietjies daarmee werk, dan leer die kliënt ook nuwe veerkrag. Hulle leer hulle krag ken, hulle emosionele krag, hulle kognitiewe krag, die krag in hulle fisiologie. Hulle leer weer om hulle eie sisteme te vertrou. So dit is wat die titrering doen. En dan werk ons met bietjies van die stressors of die trauma. En as jy in een area werk, dan werk dit deur na die hele stelsel toe.
ook. En dis 'n baie hanteerbare manier van om in terapie te werk. Okay. Ja. Verduidelik dit nou mooier as ek in die boek het kon verstaan. Ja. Wil jy graag hê dat ek by die pendulasie ook Asseblief, ja, dis interessant want elke sielkundige modaliteit het sy eie manier om te werk. Dit is interessant om ek met dis twee kern konsepte binne die model. Ek het nou genoem dat ons soms 'n resource of 'n bron vind in iemand se stelsel. Ja. Jy het byvoorbeeld gesê 'n warm omhelsing of 'n sagte drukkie. Ja. So as daar byvoorbeeld iemand in jou lewe is wat dit vir jou doen, dan is dit 'n goeie bron. Of as jy hou daarvan, dan is dit iets wat jou herinner aan veiligheid en sekuriteit. Jy voel emosioneel, kognitief en in jou fisiologie. Jy kan sommer net 'n bietjie mens wees om te ontspan. Jy's nie oor bewus van jou omgewing of oor in 'n stresor situasie nie. Jy's nie angstig nie, maar jy's ook nie afgesny nie. Jy's daar in dit. So dis 'n bron. So dis groen as in terme van charge. Ja, dis groen. Ja. Maar dan sal jy byvoorbeeld ook iets beleef het waar iemand jou dalk nie so sag behandel het nie. Soos dalk het iemand jou in die straat omgestamp. En ons sal dalk met dit werk. En so een van die bronne wat ons dan het sal dan wees dat jy hou van 'n veilige, sagte omhelsing en aan die ander kant het iemand jou onverwags omgestamp in die straat en dit was onverwags en net geval. En dan sal mense die sensasie van die val, hoe jy dit beleef in jou lyf, as jy nou daaraan dink, dan gaan jy daar werk, maar jy gaan anker dit by die bron. En dan werk jy tussen die bron van krag en sterkte en veiligheid na die moeiliker deel toe. En so weef jy daai heronderhandeling in die neurostelsel, maar jy doen dit in die fisiologie. So daar is, ons praat ook, dikwels ons bespreek dit terwyl ons dit doen. Mense raak bewus van hulle emosies wat hulle ervaar. Mense kan dalk 'n onvoltooide woede of hartseer of teleurstelling ervaar. Wat die oomblik wat jy in die fisiologie werk, ontsluit dit ook dikwels emosies wat mense ook teruggehou het. So in die pendulasie is dan jy werk tussen 'n bron en tussen die knoop, soos ek en Tiana nou gesê het. Maar ons weet nie altyd waar die knoop lê nie, want iemand kan dalk presenteer met 'n nekpyn, maar eintlik lê die knoop op 'n ander plek. So dis nie 'n mediese ingryping vir los 'n spesifieke simptoom op nie, want die liggaam presenteer soms op plekke wat ons nie eers weet nie. En dan as jy dit leer om dit te trek, soos hulle ook in somatic experiencing sê, volg die aktivering in jou lyf, dan kom ons daarby uit. So dis 'n baie organiese manier waarop dit gebeur. Nou organies teenoor meganies is ons forceer nie die oplossing nie. Die kliënt se stelsel wys dit vir jou en mense leer daardeur ook om hulle eie stelsels vir die heelwoordproses te vertrou. So dit is so 'n ryk benadering. Ek kan ure gesels daaroor. Dit die mooiste die mooiste is om te sien hoe dat mense leer uit hulle eie stelsel uit, leer om weer te selfreguleer, leer om weer veilig te voel in hulle eie self en daardeur ook weer die wêreld te kan in die gesig staar en verhoudinge in die gesig staar en dit is een van die mooiste goed wat 'n mens kan sien gebeur. So jy sal baie keer vir die kliënt vra, wat ervaar jy in jou liggaam? Aanvaar ek. As jy hierdie dinge herbeleef, nie wat dink jy nie, maar wat is die sensasies wat jy en waar voel jy dit? En dis 'n baie een van die konsepte wat ons ook gebruik is om as ons die treur
dan werk ons stadiger, want soms het mense net nie kans gehad om iets te voltooi in hulle fisiologie nie, soos om 'n val te keer nie, of byvoorbeeld iemand te stop wat jou wil in jou private spasie wil inkom nie. En dan baie keer gee dit die geleentheid net om die aksie te voltooi, en so kom mense uit hulle straitjacket uit. Ja, so dis regtig, dit klink vreemd miskien op ons Suid-Afrikaanse ore. In Europa is die body psychotherapy baie meer algemeen, deel van mense se lewe, en dan mense soveel groot probleme te hê om dit te ervaar nie. Mense sit baie keer net voel vasgevang in 'n sekere aspek in hulle lewe. So dis nie net vir harde trauma nie, dit is ook, daar's ander vorme van trauma wat ook met mense gebeur, of stressors. Ja. Dis lekker om hierna te luister. Ons gaan nou na die volgende liedjie luister. Toe vind ek jou van François van Cooke en Karen Zoiden. Hoekom het jy hom gekies, Lies? Hans, toe jy nou ook genoem het van ons hou van baie keer van aanraking of van iemand wat jou veilig laat voel. Dis mens mooi die storie van die liedjie volg, dan was daar monsters in die donker en die moeilikheid op mense se pad, en dalk ook pretensie. Ons gee baie keer so voor, ons is eintlik nie heeltemal onsself nie, want ons hou van ander mense en van onsself dikwels weg wat ons binne ervaar. En ons maak nie klaar met ons traumas nie, want ons dink ons moet sterk wees, we have to pretend, ons moet voorgee. En dan soms wil ons onsself en ander mense te sterk beheer. Ons is 'n bietjie meer grasie daarvoor, en ons vind iemand by wie ons veilig kan wees. Dis dit een van die mooiste goed wat daar kan wees. Ons luister. Luisteraars, ons gesels so lekker met Lishan later gaan vanaand oor somatic experiencing, en toevallig het daar nou 'n vraag ingekom. As ek mag ek ans. Die vraag kom van Stefan Enrico af, en Stefan vra, hy sê Lishan, is hierdie 'n nuwe konsep in Suid-Afrika, en is dit toepaslik in die Suid-Afrikaanse konteks ten opsigte van ons kultuur van sterk wees? En dan sê hy, ek dink jy het dit hier aan die einde van die gesprek beantwoord voor die liedjie, maar hy vra nou weer, is dit deel van die konteks ten opsigte van ons kultuur, kan ons dit gebruik in ons kultuur? Want almal moet sterk wees. Baie dankie Stefan vir jou vraag. Ja, beslis, is dit toepaslik universeel vir enige kultuur, want ons is almal mense. We are the human race. So ons neurostelsel is so fyn saamgestel, en dit geld oral. So somatic experiencing word gebruik waar daar ook natuurrampe is, oorloë, die somatic experiencing gemeenskap is so oral betrokke reg oor die wêreld, maar ook in individuele praktisyns se spreekkamers is dit waar jy baie keer met een persoon of een gesin of een verhouding werk, en dit is toepaslik vir kinders. Dis 'n universele taal, so ongeag jou kultuurverwysing, ons het so 'n rykdom van kulture in Oudtshoorn. Ek dink dis deel daarvan hoekom ek ook so hou van Oudtshoorn se gemeenskap, want ons het verskillende kulture, en ons voel mekaar so goed aan, en ek het my praktykbasis is ook binne alle kulture, en soms gebruik mense somatic experiencing meer, soms bietjie minder, maar die konsepte en die impak wat dit met my wese as 'n terapeut gehad het, is so groot. Jy kan nie anders as dat die konsepte oorloop in jou terapie, op watter manier ook al nie. So ja, ons kultuur van sterk hou, is dikwels maar 'n ander manier om die straitjacket aan te hou. Nee.
En ons kan nou net dink, na aanleiding van ons gesprek sover, hoeveel skade dit in ons neurosisteem maak en hoe ons dit weghou daarvan om ten volle die lewe te kan omarm. Dit maak ons letterlik styf, stokkerig. Stak, ja, dit neem ons veerkrag weg. En dink net daaraan as mens iemand kan help om hulle veerkrag te herwin. Wie Lishan, ek sit en dink nou net, as ons praat van die konsep van stakness. Ja. In Oudtshoorn as 'n gemeenskap sien ons soveel mense wat stak is. Ja. Jy weet wat nie kan aanbeweeg nie. Ja. Hulle kan dalk nie werke vind nie. Jy weet hulle is stak in daai ekonomiese situasie van hulle of stak in unemployment, stak in verhoudings wat nie goed werk nie. En soveel dinge. Ek meen, ek dink dit is hoekom mense ons kom sien. Want mense weet nie hoe om aan te beweeg en dit kan met enigiemand gebeur. Is gevries. Stak is 'n vorm van vries en jou embodied experience is weg. Nee, dis asof jy jouself nie opgehou het om jouself te voel, jy's lam, né? Ja. Dis een aspek daarvan en 'n ander aspek kan wees vir mense wat voel hulle is weer baie plofbaar. So die energie se regulering gebeur ook nie mooi nie, jy weet, so as gevolg van die stakness sal hulle dalk baie moeilike verhoudingsmaats wees of baie gou geaktiveer word in terme van goed wat hulle kwaad maak of benadeel laat voel of laat seer voel of angstig voel. So en wat mense met somatic experiencing dan mense mee ondersteun is om weer daai selfregulering terug te kry. As jy ontsteld was, hoe vind jy weer jou voete? Ek wil graag by jou vra, kan jy vir ons 'n praktiese voorbeeld van 'n kliënt dalk deel? As dit sonder om die persoon se identiteit dink jy ons kan dit baie goed om etiese redes gaan ek nou baie wyd beskryf wat hier gebeur het. Jy hoef nie die persoon se geslag eers te sê nie. Ek het 'n persoon wat al 'n hele ruk aan my bekend is en met wie ek 'n padloop wat in een van ons beskermingsdienste werk. En wat 'n trauma voorval beleef het waar die persoon aangeval is deur 'n paar mense binne die werkkonteks. En die persoon het toe presenteer met 'n klomp ander simptome, bewerigheid wat nooit opgehou het nie, amper gelyk soos 'n tremor. Verskeie mediese ondersoeke gegaan het omdat die fisiologie so sterk presenteer het met simptome en letterlik het die persoon siek gevoel, kon nie konsentreer nie, angstigheid wat eintlik onbekend was vir die persoon en dit was belangrik ook dat dit in 'n multidissiplinêre konteks aangespreek word sodat die mediese ondersoeke gedoen kan word. Mens is altyd goed om klinies deeglik te wees om ook seker te maak dat daar nie wel as gevolg van die trauma wel dalk ook iets in die fisiologie so skeef geloop het nie. Die persoon het ook ander persone in die mediese span, jy weet, gesien soos 'n arbeidsterapeute, fisioterapeute, 'n spesialiste. En op die ou end het ons begin werk. En as dit is so voorreg om as deel van die span toe nou ook 'n inset van die somatic experiencing kant af te doen. So ons het baie werk gedoen om eers weer die bronne te vestig sodat die persoon weer veilig kan voel in die persoon se lyf, selfvertroue te kan bou, maar dis letterlik treetjie vir treetjie. Begin dikwels by mense wat regtig so gedisoriënteerd is, wil ek amper sê, oor hulle eie lewe, by baie basiese goed soos beleef eers net weer jou sintuie, gaan stap, ruik die veld, sien die son opkom, ervaar op die wind op jou vel. Dis alles stappies wat mense weer bewus maak van hulle fisiologie.
En baie keer is dit 'n veilige plek om by mense mee te begin. So by die persoon het ons byvoorbeeld daar begin, want die trauma was te erg. En dit het 'n bron geword. Beweging, stap het 'n bron vir die persoon geword. En op die ou end kon ons ook werk met die spesifieke trauma, maar vanuit 'n veilige konteks. En dan baie van die trauma's heronderhandel en die persoon kan weer die lewe begin ontmoet, lewensenergie het weer begin terugkeer, waar die persoon amper wil ek sê in shutdown was, afgesluit was van sosiale interaksie, want dit is deel van wat trauma en stres ook met ons doen, dit keer dat ons gesonde, normale interaksie met ander mense, wat eintlik ons help in die lewe, dat mense afsluit daarvan. En die persoon kon weer begin met daai sosiale interaksie, gesonde sosiale interaksie, bietjie. Hier dalk saam met iemand koffie drink, hier dalk net saam met iemand bietjie gaan stap. En so het ons gewerk deur totdat die persoon selfregulering teruggekry het. As die persoon ontsteld word, dat die persoon weer maklik kon terugkeer na die basislyn van waar voel ek veilig, ek haal asem, ek hou my voete op die grond. Dis een van die konsepte wat mense ook vir mense leer. Sit net jou voete op die grond. En ons het nou so mooi genoem van hoeveel gesegdes ons in Afrikaans het, wat ons eintlik kan gebruik. Soos in, ek hou my voete op die grond, ek rus eers sodat my siel my liggaam inhaal. Daar's soveel dinge, nee. Iemand se kop hang. Kyk op. Presies, So eintlik natuurlikwys is dit binne in ons, maar as iemand in die straitjacket is, dink hulle nie eers daaraan nie. So die terapeut help 'n persoon om weer daai bronne in hulle self te ontdek en te ontsluit binne 'n veilige terapeutiese konteks, waar hulle nie verleë hoef te wees om swak te voel nie. Ek wonder of jy Felicia mag vra hoe dit al gevoel het in haar lyf, daai gevoel van sukses. Ja, vra? Nee, terwyl jy nou so praat, as jy kan terugvra vir jou. Dit moes 'n wonderlike gevoel gewees het om hierdie mense so te kon help, om terug te keer. Ja, mense is so dankbaar saam met iemand om te sien hoe hulle weer hulle lewensenergie terugkry en hulle veerkrag. Dit is die mooiste iets om te sien, en dan omdat 'n mens 'n verhouding met mense jy werk so nou met 'n persoon, en dit is so groot voorreg as iemand jou toelaat om in daai diepste seer of diepste wat hulle wegsteek deur sterk te wees, wat ander mense nie van weet nie. As mense jou toelaat daar, en dit is amper soos heilige grond. Ja. Dit is, nee? En toe was heilige grond. As ek dit voel, ja, as ek nou daaroor praat, en ek doen 'n bietjie, ek is ook weer bewus van my eie ervaring, en so ek sê, hier's 'n warmte wat ek hier oor my hart voel. En ek kan selfs voel hoe ek so 'n bietjie warmer voel ook. Nee. En as ek my hand so net hier sit op my bors, dan voel ek regtig dit, en ek ervaar dit regtig in my fisiologie, hoe dankbaar ek is vir die voorreg. Ja. Felicia, ek kan nou nie help om te dink, nadat ons nou oor alles wat ons nou vanaand gepraat het, en ek is so bewus van die tyd wat uitloop vir vanaand, en ek dink dis hoe ons lewens is. Ons is so bewus van die tyd wat uitloop. Maar dat op een of ander manier, dan roep die lewe ons tot stilstand. Of dit dan nou jy is wat self sê, ek het nodig om tot stilstand te kom en 'n bietjie te voel, in touch te word, of te voel wat in my liggaam ingaan, en of die lewe jou stop. Dat, vir my voel dit so, ek weet nou nie of ek nou nostalgies is of wat ook al, maar dat ons het altyd 'n kans. Ons het altyd 'n kans om te verbeter. Nee? En dat hierdie somatic experiencing is so, ek dink ons het genoeg tyd vanaand om alles te sê nie, want ek kan verstaan, ek dink jy raak net hier en daar aan konsepte, maar dit hierdie is definitief 'n kans vir iemand om weer sy liggaam of haar liggaam weer te ervaar. Ek wil net vra, prakties gewys, hoeveel sessies
as iemand nou sê, dis twee vrae as ek mag. Ja. Hoe weet iemand nou, luister die talktherapie gaan nou nie vir my alleen werk nie, medikasie gaan nie alleen vir my werk nie, ek moet gaan vir iets so somatic experiencing. Hoe weet iemand dat dit is dalk die ding wat ek nou moet doen, en hoeveel sessies kyk hulle na? Ek dink ons almal kan doen met wat ek experience. Wat interessant was toe ek my opleiding gedoen het, moes ons ook self persoonlike sessies hê, anders kan jy nie die praktisyn word nie. So ek kan sê dit geld vir ons almal, want ons almal het iewers langs die pad iets ervoor, wat al is dit net 'n deeltjie van jou in 'n straitjacket gesit het, nê. Soos die vries. Ons het almal emosionele energie en fisiologiese energie om vry te stel. So dis 'n manier van lewe. Ek het baie by somatic experiencing geleer. En dit word deel van hoe mense dit integreer in jou lewe. So ek wil in die eerste plek sê, mens geen probleem of geen iets wat iemand ervaar is te groot of te klein om te hanteer saam met 'n somatic experiencing practitioner nie. Maar dit is ook spesiaal ontwerp vir ernstige trauma. Het sy dit ontwikkelingstrauma is wat mense beleef het in hulle lewe. Mens werk met allerlei trauma, mense wie se persoonlike grense oortree, soos met verwaarlosing of verhoudingstrauma of iets iemand fisies seer gekry het, 'n ongeluk was, 'n oorlog was. Of sekondêre trauma, nie? Sekondêre trauma deur wat jy 'n getuie was of 'n witness was van wat met iemand anders gebeur het. Want die trauma het ook in jou neurostelsel gebeur. Ja. Die trauma lê nie in die insident nie. En soos Pieter Lewin net ook sê, is trauma is not a life sentence. Ja. Ja. En hoeveel sessies? Soveel as wat die persoon nodig het. Dis 'n goeie antwoord. Ja, daar is nie. En dit maak sin. Ja. So soms is iemand se stelsel klaar 'n bietjie veerkrag ingebou of daar's baie bronne binne en wat ons net weer help ontsluit. Dan sal mens korter werk, op minder sessies gebruik. Dis net om dit dan weer te herstel en mense te help om hulle selfregulering terug te kry, hulle voete te vind. Met sommige mense loop mens baie lank pad. Maar dan is dit ook die mooiste om te sien hoe 'n persoon miskien nie alles opgelos het in hulle lewe nie, want ons lewe is 'n journey, ons is 'n pad. So niemand van ons is klaar met ons pad nie. En dit as mens kan leer om te selfreguleer, nie in 'n veg of vlug of vries vas te vang nie, en die simptome te herken as dit daar is, kan dit ons almal se lewens dien. Ja. So ja, vir ernstiger werk en afhangende van die persoon se samestelling, gaan mens langer werk. So daar is nie 'n tyd nie, dis die kliënt se tyd. Ja. Dis soveel as wat die kliënt nodig het, maar in elke stukkie wat jy doen, lewer dit al klare bydra tot die heelwordproses. So dit beteken nie jy moet al baie lank iemand sien nie, al leer jy net in 1 of 2 sessies iets. Kan dit klaar 'n groot bydra lewer tot jou funksionering. Ja, dit voel vir my dit lê fundamenteel dat ons bewus raak van ons is liggaam. Ja. Nee, en ons het so ek dink ons het laasweek gepraat oor tegnologie en hoe dit ons laat ons nie meer teenwoordig is in ons eie lewens nie. En hierdie is amper wat ons nodig het om weer in ons teenwoordig te wees. Ja. So dis nie net vir trauma nie, maar ook net as 'n basiese beginsel van hoe ons leef. Ja. So ons tyd het uitgehard op vanaand. Luisteraars, ons sê baie dankie vir Lishan later gaan wat met ons kom gesels het. Thea, is daar iets wat jy gaan onthou van vanaand? Lishan, jy het my definitief weer aangespoor. Jy weet dat 'n mens is nie net kognitief nie, maar jy moet ook bewus word van jou liggaam